Hallo, ek is Ronel Besaidnout. Welkom by vandag se dieper duik in ons pad langs reeks. As jy reeds vandag se dagstuk gelees het, weet jy ons kyk vandag na Jesus se span. As jy nuut is, welkom. Ons reis vir 12 dae lank pad langs agter Jesus aan om te sien wat die disippelskap in die praktyk beteken. Dis vandag ons 3de dag. En vandag gaan ons praat oor Jesus se uiters vreemde smaak in mense. In Matteus 9 lees ons hoe Jesus verby 'n tolhuis stap en vir Matteus sê, "Volg my." En Matteus staan op en volg. Maar ons moet die skandaal hiervan verstaan. Tollenaars was nie net ongewild nie, hulle was die melaatses van die samelewing, hulle was verraaiers wat vir die Romeinse onderdrukker gewerk het. Hulle het hulle eie mense afgepers vir geld. In die Joodse wêreld was hulle ritueel onrein. Jy kon nie eers saam met hulle eet sonder om jouself te besoedel nie. En tog roep Jesus juis vir Matteus in sy binnekring in. As jy na die lys van disippels in Matteus 10 kyk, raak dit nog vreemder. Daar's nog 'n Matteus, 'n man wat vir Rome gewerk het. Dan is daar Simon, die Seloot. Die Selote was radikale vryheidsvegters wat Rome gehaat het. Hulle sou mense soos Matteus, die tollenaar, as teikens vir sluipmoorde beskou het. Hoe het hulle in dieselfde vertrek gebly? Dit moes geweldige spanning veroorsaak het. Maar dit wys ons, Jesus kies nie mense wat reeds dieselfde dink of dieselfde agtergrond het nie. Selfs vir Judas, van wie Jesus geweet het dat hy hom sou verraai. Dis nou aldus Johannes 6 vers 64. Jesus het vir hom 'n plek aan tafel gegee. Soos Paulus later in 1 Korintiërs 1 vers 26 en 27 skryf, kyk na julle eie roeping, daar is nie baie wat volgens die maatstaf van mense wys, of magtig of van edel afkoms nie. Nee, wat dwaas is by die wêreld, het God uitgekies. Hier is die knoop vir ons. Ons glo dikwels subtiel dat ons gekies is omdat ons gekwalifiseer het, omdat ons dalk die regte teologie of 'n ordentlik genoeg lewe lei. Maar die oomblik as ons dink ons verdien ons plek in die span, word ons soos die fariseërs wat met minagting neerkyk op die sondaars. Jesus kies nie mense omdat hulle goed is nie. Hy kies mense wat desperaat genoeg is om te weet, hulle het 'n dokter nodig. Dit beteken dat ons moet ophou om ander te diskwalifiseer, die een met die gebroke verlede, die een wat polities aan die verkeerde kant staan, of die een wat ons as te ver weg beskou. As Jesus 'n tollenaar en 'n ekstremis aan een tafel kan kry, wat sê dit van die mense wat jy vandag uit jou hart en uit jou gebede uitsluit? Miskien is die begin van disippelskap nie om die regte mens te word nie, maar om te besef dat jy nooit die regte mens was nie en dat God jou nogtans gekies het. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U koninkryk nie gebou word op resumes of status nie, maar op genade alleen. Vergewe my waar ek ander diskwalifiseer omdat hulle nie in my boksies pas nie. Help my om vandag met U oë na my naaste te kyk, die oë van 'n dokter wat gesond maak, nie 'n regter wat veroordeel nie. Amen. Sien jou môre weer op die pad vir die 4de voorlesing.